Ons weet almal wat die huidige situasie in Suid-Afrika is by wyse van publikasie, by wyse van feite, verklaringe ensovoorts. Plaasaanvalle, plaasmoorde is 'n ongelooflike groot aspek wat betref ons plaaslike gemeenskap, ons landbougemeenskap. Hartlik welkom weer eens vanmiddag vir 'n vinnige geselsie. Pieter Kemp van LGV. Goeiemôre Pieter. Hey, middag Sakkie. Ja, gaan met jou daar in Parys in. Piet, ja, die weer is goed, die gesindheid is goed, alhoewel daar groot bekommernisse is wat natuurlik 'n invloed het. Pieter, kom ons praat oor plaasaanval en die risiko van plaasaanval. Ons het nou al reeds, ek dink die statistiek bewys wat se gevaar daar buitekant is. En dan wil ek spesifiek vandag by jou hoor, as daar 'n plaasaanval plaasvind, moet ons nie sê dit is 'n spontane gebeurtenis wat sommer net lukraak gebeur nie. Daar gaan gewoonlik by plaasaanvalle voorbereiding aan die plaasaanvaller se kant plaas. Geef vir ons net so 'n indikasie, wat se tekens is daar om na uit te kyk wanneer daar 'n plaasaanval op pad is? Sakkie, ja, weet jy, kom ons begin maar by die begin. Hierdie ouens het natuurlik, hulle werk met inligting soos wat ons almal met inligting werk. En dan wat hulle dan doen is hulle begin of jou huis en jou opstal en jou omgewing begin hulle van 'n veilige afstand af dop te hou tot so lank so 6 maande terug. Jy weet wat hulle jou dop hou en jou bewegings dop hou en jou gesin se bewegings dop hou. En dan natuurlik sal hulle daar by die Sabines naweke probeer om van jou werkers dan, jy weet, aan hulle in hulle sak te kry deur dan nou vir hulle drank te koop en jy weet daar ouens dan nou te vra wat doen jy op die plaas en so voort. So dis 'n manier, dan die ander manier natuurlik, dan begin hulle huiswerk doen, hulle begin die plaas dop, hulle kyk na jou tye. Dis so 4 tot 6 weke voor die tyd. So hier moet jy begin oplet na vreemde spore. Hek wat jy gisteraand toegemaak het wat vanoggend oop is. Honde wat 10, 11 vir die aand blaf. Jy weet, ja, dit kan 'n uistervark wees wat deurkom of wat ook al. Miskien vroeë oggendure wat hulle blaf. Beeste wat onrustig is. Daai tekens moet 'n ou begin lees. Hier by my teen 4, as daar iemand loop, dan lawaai my Adidasse. So dan moet jy maar wakker wees en môreoggend gaan kyk wat gaan aan in die omgewing. So wees bewus van jou omgewing en jy weet, laat jy weet wat aangaan. Dan natuurlik so 2 weke voor die tyd dan begin die ouens nou nader toe kom en dan sal tipies gebeur dat jou alarm sal afgaan en jy weet jou vroeë waarskuwing sal afgaan en dan is daar niks nie. So dan begin hulle toets en kyk wat is die reaksietyd. Kom daar iemand? Kom daar nie iemand nie? Kom daar hulp? Wat ook al. En dan as hulle dan gereed is daarmee, dan begin ons sien dat hulle dan nou heel amper wil ek sê dan word hulle baie mak en hulle kom dan saam met jou werkers na jou plaas toe. So, jy weet as jy daar oggend daar is en daar kom vreemde werkers saam met jou ouens aangestap, wees maar op die uitkyk daarvoor. Wees maar, kyk maar na jou honde is gewoonlik 'n goeie teken van vreemdelinge waarvan hulle nie hou nie. So hulle sal 'n bietjie opdraande wees. Dan natuurlik 'n nag of 2 voor die tyd as jou honde vergiftig is dit 'n indikasie. So Sakkie, sonder om 'n lang gesprek te maak, moet 'n mens bewus wees laat jy ten enige tyd dopgehou kan word deur hierdie ouens. Hulle bepaal die tyd en hulle bepaal of jy 'n sagte teiken is of nie. So mense, boere daar by die kant, vrouens is baie meer oplettend as wat die mans is. Kyk uit in die oggend wat om jou werf aangaan. Ken jou area en moenie onverwags betrap word nie. Pieter, baie goeie advies. Boere, neem kennis, julle ouens in die dorpe, neem ook kennis van daardie inligting. Daardie werkswyse is ook op jou van toepassing. Baie dankie Pieter. Dankie Sakkie.